Daar is 'n oortuiging so kragtig dat, sodra jy dit aanneem, dit u lewe vir altyd kan verander. Hierdie oortuiging, sodra dit raak gesien is, kan nooit weer nie gesien word nie. My naam is Aya en ek gaan binnekort vir hierdie oortuiging vertel. Maar eers wil ek u op 'n kort lewenskursus neem. Van die oomblik dat u gebore is, het u waargeneem, vasgelê en oor die lewe geleer, hoe om liefde en toegeneentheid by u ouers of versorgers te kry. Hoe om jouself teen skade en pyn te beskerm. U het u gedrag aangepas om u ouers tevrede te hou. U het u kern self verander om by die gesinsreëls te pas. In die kleuterskool of kleuterklas is u mak gemaak. U het weer aangepas om by u portiergroep in te pas en uitsluiting en verwerping deur die groep te vermy. In die vroeë skooljare het u meer bewyse gesoek om te bevestig wat u geleer het. U het oor uself, ander en die wêreld geleer. Hierdie lesse noem ons oortuigings. Die meeste van u oortuigings is teen ongeveer 7 gevorm. Oortuigings is deur die lewe bygevoeg of verander, maar die kernoortuigings is baie vroeg geleer. Oortuigings vorm wanneer u 'n sterk emosionele reaksie op 'n les het, of wanneer u herhaaldelik bewyse kry wat dit staaf, sodat u glo dit is waar. Die meeste van u oortuigings is onbewus, hulle is net daar. Maar u weet dalk nie dat hierdie oortuigings die gehalte van u hele lewe bepaal nie. Kyk na die woorde hierbo. Oortuigings veroorsaak gedagtes wat gevoelens veroorsaak wat dade veroorsaak wat resultate veroorsaak. Laat ek dit weer sê, oortuigings veroorsaak gedagtes wat gevoelens veroorsaak, wat dade veroorsaak, wat resultate veroorsaak. Ek gaan die woorde hierbo deur die video laat staan. Dis belangrik om dit te begryp en te verstaan. Neem die voorbeeld. Kom ons sê ek glo mense hou van my. Ek mag dink ek is by my werk geliefd. Jou retikulêre aktiveringsstelsel sal bewyse soek om dit te bevestig. Ek sal raak sien wanneer iemand vir my glimlag, vir my 'n koppie koffie aanbied of oorkom vir 'n geselsie. Dit sal my goed laat voel want ek glo mense hou van my. As 'n groep werkskollegas voorstel ons gaan kroeg toe, sê ek ja. Omdat ek glo mense hou van my, voel ek kalm. Gedurende die aand geniet ek myself. En vanuit my perspektief, omdat my retikulêre aktiveringsstelsel na bewyse soek en dit kry om my oortuiging te steun dat mense van my hou, sal ek dit kry. Ek kan ook sien hulle het 'n goeie tyd gehad. So, om op te som, die oortuiging dat mense van my hou, die gedagte dat ek by die werk geliefd is, die gevoel dat ek goed voel en die aksie. Sê ja vir 'n uitnodiging en woon 'n sosiale byeenkoms by. Resultaat, lekker aand saam met werkskollegas. Die resultaat versterk verder die oortuiging dat mense van my hou. So kry jy 'n terugvoerlys wat die oortuiging sterker maak. Ek sien die oortuiging as goed. Ek sê dit want die oortuiging het 'n goeie resultaat gelewer. Ek het 'n lekker tyd saam met my kollegas gehad. 'n Goeie oortuiging bring goeie gedagtes, gevoelens en optrede en bring goeie resultate. Soos nag op dag volg. Goeie oortuigings is goed. Dis goed om hulle te hê en in u lewe te hou. Ons hoef niks aan hierdie goeie oortuigings te doen nie. Hulle kan bly waar hulle is. Maar wat van slegte oortuigings? Wel, as ons dieselfde voorbeeld gebruik, ek glo mense hou nie van my nie. Dan kan ek dink mense by my werk hou ook nie van my nie. Jou retikulêre aktiveringsstelsel sal dan bewyse soek om dit te staaf. Ek sou sien as iemand my met 'n uitdrukkinglose of kwaai gesig aankyk wanneer hulle vir 'n ander kollega koffie aanbied, maar nie vir my nie. As hulle met 'n ander kollega gesels, maar nie met my nie, voel ek sleg omdat ek glo hulle hou nie van my nie. Wanneer 'n groep werkskollegas voorstel dat ons vanaand kroeg toe gaan, neem ek aan hulle is net beleefd. Om hulle te spaar om my geselskap te verduur, bedank ek vir die uitnodiging, maar maak 'n verskoning en sê ek doen iets anders en weier. Ek sit dan alleen by die huis en dink soms ek wil graag by die kroeg wees, maar omdat ek glo niemand hou van my nie, kon ek nie gaan nie. Dis kortom, mense hou nie van my nie. Ek is nie juis gewild by die werk nie, ek voel nogal sleg en ek tree so op deur vir die uitnodiging nee te sê en dan alleen by die huis te sit. Hartseer aand alleen by die huis. Die gevolg versterk verder die oortuiging dat mense nie van my hou nie. En so kry jy 'n terugvoerlys wat die oortuiging al hoe sterker maak. Ek sien die oortuiging as 'n slegte een, want dit het 'n slegte uitkoms gebring. Ek het alleen by die huis gesit en gedink mense hou nie van my nie. 'n Slegte oortuiging lei tot slegte gedagtes, slegte gevoelens, slegte dade en slegte resultate. Weereens soos die nag op die dag volg. Slegte oortuigings is sleg. Dis sleg om hulle te hê, sleg om hulle te hou, sleg vir die lewe.
Ons moet daarna streef om die slegte oortuigings te identifiseer en dit te verander uit te skakel. Nou wil ek hê jy moet dink aan die voorbeeld waaroor ek pas gepraat het. Ons het deur een scenario gegaan met 2 sienings. Perspektief, mense hou van my, perspektief, mense hou nie van my nie. Heel verskillende uitkomste. Een goed, een sleg. Albei het begin by wat ons geglo het. Nou wil ek hê jy moet 'n Excel sigblad maak. Kolomme A, B, G, E, N is getitel geloof, goed of sleg. Gedagtes, gevoelens, dade, resultate. Dink nou aan 'n slegte oortuiging wat jy ken en vul dit in die sigblad in. In ons voorbeeld sal die eerste ry so lyk: mense hou nie van my nie. Goed of sleg? Sleg. Ek is vervelig. Niemand gee om wat ek sê nie. Ek wil nie hier wees nie. Ek voel sleg, ek weier sosiale uitnodigings. Alleen tuis. Nou verstaan u oortuigings goed. Nou is dit tyd om u bekend te stel aan die een oortuiging wat alles oortref. Is u gereed? Hier gaan ons. Ek het beheer oor alles wat ek glo, dink en voel. Laat ek dit weer sê. Ek het beheer oor alles wat ek glo, dink en voel. U is die bron van al u oortuigings, gedagtes en gevoelens, niemand anders nie. U skep u gevoelens volgens wat u glo en dink. Geen persoon, ding of omstandigheid is, maak nie saak wat u glo, dink of voel nie. Wat u glo, dink en voel gebeur in u verstand en liggaam. Wat u buite u verstand en liggaam sien en hoor is buite. Hoe jy kies om daarmee om te gaan, is regtig 'n persoonlike saak. Dit is die moeite werd om te onthou, u het geen beheer oor wat buite u verstand en liggaam gebeur nie. U het egter volle beheer oor wat binne u verstand en liggaam gebeur as u kies. Is die oortuiging geloofwaardig? Is iemand anders, iets of 'n omstandigheid in beheer van u gevoelens? Kom ons kyk, u gade skree op nie. U baas gee u geen erkenning vir u werk. Jou vriend kritiseer jou onregverdig. Jou vlug kanselleer. Motor sny voor jou in terwyl jy ry. U voel kwaad. U eggenoot, baas, vriend, ligredery en medebestuurder het u nie kwaad gemaak nie. U het. Jou gade druk jou. Jou baas bevorder jou. Jou vriend sê jy's goed. Jou vlug land vroeg. Motor gee u voorhou. Terwyl u ry, voel u goed. Maar u gade, baas, vriend, ligredery en medebestuurder het u nie goed laat voel nie. U het die gevoelens aan jouself gegee. U gee al u gevoelens aan jouself. U kan enige gevoel aan jouself gee, enige tyd. U is kragtig, reaksie is 'n keuse. U kan kies om te reageer of nie. En as u kies om te reageer, kan u die reaksie kies, dit is waar 'n meesterskap. As ons oorlog teen die werklikheid maak, kry ons probleme. Kom ons kyk weer na die oortuiging, ek beheer alles wat ek glo, dink en voel. Ek gaan 'n ingeligte raaiskoot maak oor een van u oortuigings, omdat u hierdie video kyk. Ek reken u hou hierdie oortuiging, ek is in beheer van sommige van wat ek glo, dink en voel. Is ek. Nou is my taak om die oortuiging te verander, ek beheer party van wat ek glo, dink en voel. 2. Ek beheer alles wat ek glo, dink en voel. So, hoe verander jy iemand se oortuigings? Onthou jy die retikulêre aktiveringsstelsel waaroor ek gepraat het? Dis waar jou brein meeste van wat jy sien uitfilter en fokus op wat jy nodig het om te kry wat jy wil. Nou, op hierdie oomblik, is die ek is in beheer van alles wat ek glo, dink en voel in net 'n gedagte. Oor die volgende dae, weke of selfs maande wil ek hê jy moet bewyse kry dat die gedagte waar is. Sodra jy bewyse kry, danksy die retikulêre aktiveringsstelsel, word die gedagte 'n oortuiging. Jy moet my hierin vertrou. U verstand is so gevorderd dat dit bewyse kan vind vir enigiets wat u glo. U moet daardie sprong van geloof waag om die gedagte, ek is in beheer van alles wat ek glo, dink en voel in oortuiging te maak. Sodra dit 'n oortuiging is, wil ek hê jy moet dit by die Excel sigblad voeg. Dan begin die werk. Onthou die kolomme. Kolomme A, B, G, E, N is getitel as oortuiging. Goeie of slegte gedagte. Gevoelens, aksies en resultate. Die eerste ry sal so lyk, oortuiging. Ek beheer wat ek glo, dink en voel. Goed of sleg. Goeie gedagte. Ek kies my reaksie. In elk geval, ek sterk. Aksies, ek gaan my slegte oortuigings vind, dit verander en bewyse vind dat die veranderde oortuigings waar is. Slegte oortuigings word met goeie oortuigings vervang. Nou kom die ding aksie. Ons moet aksie neem vir resultate.
Die aksie is om my slegte oortuigings te vind, dit te verander en bewyse te kry dat die nuwe oortuiging waar is. Om die slegte oortuigings te vind is maklik. Sodra jy snap dat oortuigings gedagtes veroorsaak wat gevoelens veroorsaak wat dade veroorsaak wat resultate veroorsaak wat ek hoop jy doen. Vir slegte oortuigings waarvan jy reeds bewus is goed. Vir die waarvan jy nie bewus is nie, moet jy eers slegte gedagtes, gevoelens, optrede en resultate identifiseer waarvan jy bewus is. Plaas dit in jou actual sigblad en werk terug totdat jy die slegte oortuiging kry. Byvoorbeeld, ek is enkellopend en ek wil nie. Dit is 'n slegte uitkoms, want ons weet slegte uitkomste kom van slegte oortuigings. Dis skryf ons onder uitkoms enkellopend in. Dan, as ek terugwerk, vra ek watter aksies ek doen of nie doen nie, wat maak dat ek enkellopend bly. Kom ons sê dis omdat ek geen vroue vra nie. Dan plaas ons hier vir my vrouer onder die aksiekolom. Dan, deur terug te werk, vra ek watter gevoelens ek ervaar as ek vroue vermy. Wel, ek word senuweeagtig rondom vroue, veral as sy baie aantreklik is. Daarom skryf ek by die gevoelenskolom senuweeagtig in. Dan, deur terug te werk, sou ek vra watter gedagtes my senuweeagtig maak. Ek sou besef ek dink sy sal nie van iemand soos ek hou nie, dat ek nie so wonderlik is nie, en dat sy waarskynlik iemand aantrekliker of ryker wil hê. Sit die gedagtes in die gedagteskolom. As ek terugwerk, vra ek, waar kom die gedagtes vandaan? Ek besef ek het 'n slegte oortuiging oor iets, soos dat ek nie goed genoeg is nie. Nou het ons 'n slegte oortuiging. Deur 'n slegte resultaat te identifiseer en terug te werk in my lewe, sou ek bewyse soek om die slegte oortuiging te staaf. En raai wat? Weens my retikulêre aktiveringsstelsel sou ek dit kry. Konsekwent. Jy kan slegte oortuigings vind deur slegte gedagtes, gevoelens, dade en resultate te identifiseer. En deur terug te werk, help dit om slegte oortuigings te vind. Ek gebruik graag die analogie dat om 'n slegte oortuiging te ontdek, soos is om brons te kry. Dit wys vir u waar om te fokus om uiteindelik 'n beter lewe te hê. Ons moet nou brons in silwer verander en dan silwer in goud. As u 'n slegte oortuiging in 'n goeie gedagte verander, is dit soos silwer. En as u 'n goeie gedagte in 'n goeie oortuiging verander, is dit soos goud baie waardevol, want dit bring goeie resultate vir u lewe. U doel is om suiwer goud te wees. Goeie oortuigings verander u denke, u resultate, u lewe. Kom ons kyk nou na ons brons, die slegte oortuiging. Ek het onlangs ontdek ek is nie goed genoeg nie, kom ons maak dit silwer. Ons vind 'n gedagte wat die negatiewe oortuiging uitdaag. Ek stel voor die gedagte, ek is goed genoeg, is 'n goeie gedagte. Ons sou die gedagte, ek is goed genoeg, vat en bewyse kry om dit te steun. As 'n poging om die goeie gedagte in 'n goeie oortuiging te verander, sien u die proses. Vind die negatiewe oortuiging. Brons, maak dit 'n goeie gedagte. Silwer, maak die gedagte 'n goeie oortuiging. Goud. Ons sou nou die wêreld as feit beleef. Missie, versamel bewyse om die goeie gedagte, ek is goed genoeg te steun. Ek sou let op glimlagte, waardering, lyfstaal, opmerkings en tekens dat vroue my aantreklik vind. En ja, jy sal dit kry. Meer presies, die retikulêre aktiveringsstelsel kry dit. Daar sal 'n keerpunt wees. Sodra genoeg bewyse ingesamel is, word die goeie gedagte 'n goeie oortuiging. Moenie dat ongeduld die proses saboteer nie. Dit gebeur 100% van die tyd. Die enigste keer wat dit nie gebeur nie, is as u opgee omdat dit nie vinnig genoeg skakel nie. U sal sien hoe goeie gedagtes in die kop opkom deur die aanvaarding van die goeie oortuiging. Dit bring goeie gevoelens, dade en uitkomste. Om 'n goeie gedagte in 'n goeie oortuiging te verander, verg een ingesteldheid, selfliefde. As jy jouself nie liefhet nie, gee jy gou op. Selfliefde is die basis van die hele proses. Byvoorbeeld, jy probeer die slegte oortuiging, ek is nie genoeg nie, verander na die goeie gedagte, ek is genoeg, maar dit klink belaglik. Dan verwerp jy die gedagte gou. Alle negatiewe oortuigings kom uit selfhaat. Ek herhaal, alle negatiewe oortuigings kom uit selfhaat. Onthou die negatiewe oortuiging, mense hou nie van my nie. Ek sê ook, ek hou nie van myself nie. As ek dit gedoen het, sou ek nie worry of mense van my hou nie, ek sou aanvaar hulle doen, want ek hou van myself. Onthou die negatiewe oortuiging, ek is nie genoeg nie. As ek myself regtig lief gehad het, sou dit duidelik wees dat ek genoeg is en altyd was, voorbeelde van selfhaat, selfverwerping, selfverlating, selfveragting. Wanneer jy selfliefde beoefen en jouself heeltemal aanvaar, weet jy niemand kan jy verwerp, verlaat of verafskie nie. Die taak is net u sin en jy doen dit nie meer nie. Jy kan my nie verwerp nie, dis my werk. Jy kan my nie verlaat nie, dis my werk. Jy kan my nie verafskie nie, dis my werk.
U kan enige van die negatiewe woorde met ander negatiewe woorde vervang en dit sal steeds geld. Soos u kan dink om te leer om uself lief te hê is wonderlik vir u. Wat u dalk nie besef nie, is dat dit ook wonderlik is vir die mense om u. Wanneer u uself regtig liefhet, vergewe en onvoorwaardelik aanvaar, sal u die wêreld anders sien. Wanneer u uself onvoorwaardelik liefhet, vergewe en aanvaar, doen u dit ook teenoor ander. Enige haat wat u in uself raak sien, sien u in ander. Die buitewêreld weerspieël wat binne in u aangaan. Wanneer u uself liefhet, is die wêreld 'n mooi, sagte plek vol lieflike mense. So, hoe het u uself lief? Om te besef dat jy selfhaat nou moet ophou. Dit dien geen doel nie. Die sleutel tot alles is selfliefde, wat jou toegang sal gee tot alles wat jy nog ooit wou hê. 90% van my boek, Een oortuiging troef alles, gaan oor selfliefde. Selfliefde is baie belangrik. Sê net u het 'n goeie gedagte in 'n oortuiging gemaak. U Excel sigblad lyk dalk nou soos, ek is goed genoeg. Goed of sleg. Goeie gedagte. Aantreklike vroue is nog steeds net mense. Kalm, nuuskierige en belangstellende optrede. Ek praat met die vroue met wie ek uitgaan. U verstand en liggaam is 'n wonderwerkmasjien wat wonderwerke skep. As u die rekenkrag van die menslike verstand goochel, is die resultaat 30.000 slimfone of 'n superrekenaar wat meer as 1 megawatt krag per uur gebruik. Kombineer dit met 'n liggaam wat komplekse take kan doen, soos om jou skoenveters vas te maak, iets wat robots nog nie reg kry nie, en jy besef gou hoe wonderlik jy is, en dat wat jy glo, jy sal bereik. Dis wetenskap. Laat ek dit anders stel. 'n Goeie oortuiging wat ek het, is ek kan geld maak. My Excel-blad sou lyk soos die oortuiging dat ek geld kan maak. Goed of sleg. 'n Goeie gedagte. Baie mense doen dit, so ek kan ook. Onstuitbare aksies, ek probeer baie idees. Resultate was meestal onsuksesvol. Maar ek het een winsgewende besigheid wat my leefstyl betaal. My retikulêre aktiveringsstelsel fokus op my sukses. Wel, eintlik my enigste oorwinning, al het ek 99% van die tyd verloor. Toe ek jonger was, het ek baie besigheidsidees probeer. Een was eiendomsbelegging. Ek het nou 'n bateportefeulje van 11 miljoen gebou uit my enigste suksesvolle besigheid. Kan ek so geld maak? Ja, meestal, maar my trefkoers is laag. Dit maak nie regtig saak nie. Al wat saak maak, is wat ek glo. Daarom, as ek misluk het, wat dikwels gebeur, het ek myself net afgestof en iets anders probeer. Geen skade, geen skaamte nie, net terugvoer. Die volharding wat jy kry as jy regtig in iets glo, is ongelooflik, al is dit dalk onwaar. Baie selfhelpgurus sê graag slegte oortuigings is onwaar en goeie oortuigings is waar. Ek sal dit betwis. Hoe weet ons dit is waar? Wat is die waarheid eintlik? Kan ek geld maak? Ja, ek het nou geld, maar dalk nie volgende week nie. As jy kan glo wat jy wil, hoekom nie goeie oortuigings hê wat goeie resultate gee? Jy kan nie. Hoe dit ook al sê, jy's reg. Maar voor ek u verlaat, wil ek hê u moet hieroor dink. As ek die video in een sin opsom, en dis hoekom ek dink al die Boeddha standbeelde altyd lag, dan is dit die. U doel in die lewe is om onsin met ander te vervang om die resultate te kry wat u wil hê. Ek wens u opreg sterkte en voorspoed toe. Stuur asseblief die video aan enigiemand wat u dink kan baat by wat ek gedeel het. As u meer wil leer, laai my boek vir 'n kort tyd af. Dis gratis. Die skakel is in die beskrywing. Terwyl u daar is, hou asseblief van teken in en kommentaar hieronder. Ek sal dit waardeer om te hoor of dit vir u sin gemaak het. Nou wil ek die oortuiging met u deel. Ek glo ek kan 'n internasionale topverkoper opnamekunstenaar wees. Kan hy het dit verglo, so hoekom kan ek nie? U kan glo wat u wil, so hou my naam dop. Ahia, ek kom. Die inleidings en afsluitingssnitte in die video is 'n klein deel van my skepings. U kan na al my skepings op my Spotify speellys luister. Die skakel is in die beskrywing. Skakel asseblief na die luidsprekers harde. Yo, I just want
rip a nigga, spit some game on them. Hit them with some shit they ain't never seen coming. When I get up in this bitch, I hit the ground running. Think I went hard before, you ain't seeing nothing. I just want a crib, fast cars, pretty women. Don't gotta keep track of money, I'll be spending. Make it right back, cause every day I'm winning. Gucci printed seats, nigga made a fine linen. I'm putting out work, ain't no cutting no corners. Upgraded my account, more zeros, more commas. Blazing this shit, nigga, harder than the sauna. Flies nigga in the club, just being honest. Cushion the strip, kick stacked up in the backseat. I'm so fly, you would think I was Apache. Running this shit, you would think I was an athlete. She come first, you would think she run the track me. I stole Rolex so I could stun and bake flags. Laughing all the way to the bank to cash them big checks. You can't see me, nigga, still up in my Apex. I'm the future digital, you niggas some 8-tracks. Yo, 24 karat, stunting is a habit. Lifestyle lavish, yep, I gotta have it. I'm out here, nigga, ain't no frontin'. Got the wallet pumped up, call it Joe Button. Yo, a nigga showstopping, got all them hoes watching. I'm always looking awesome, making moves in Boston. I want the full course, I don't ever want abortion. You know when niggas saucing, icy blingin' and flossing, making it hot. In the game, I don't care if niggas ready or not. Yo, I can't fuck this shit up, nigga, pay me a lot. Got them hoes at the crib and they ready to pop. I'ma need me a mop. Oh, my crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. I've been working all week, time to blow this cheddar. Looking for that freaky freak so we can freak together. Super high fly guy while you down in the cellar. Neck and wrist so cold, need a coat and a sweater. Yo, it's crunch time, writing lyrics and punchlines. Fucking dope rhymes, get likes and cosigns. I got 2 dimes, super thick and both fine. I be eating these beats like cheese and pork rinds. I be getting first place cause I stay up on the grind. You getting runner up and better luck next time. I'm a beast at this shit, nigga, stay up in my prime. Hate me if you want, ain't no stopping to shine. I go hard up in the paint like LeBron and Curry. I'ma beat the game up with the fist of fury. I do better under pressure, nigga, I don't worry. Neck and wrist so froze, leave your vision blurry, nigga. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do. My crew gotta get a dollar sign, ayy. Fuck you, cause it's all about mine, ayy. Come true, everything brand new. Get to the money, that's just what a nigga do.